Die Vryheidsfront Plus was saam met die DA die enigste party wat lid is van die regering van nasionale eenheid wat teen die fiskale raamwerk van die begroting verlede week in die parlement gestem het. Dit lyk of die ANC messe uit is vir die VF+ en die DA, verskeie senior ANC-lede in die kabinet en die parlement meen dit is verraad om teen die begroting te stem. Ons praat volgende hieroor met Dr. Corneille Mulder, die leier van die VF+. Corneille, môre baie welkom weer. Goeiemôre Gustaf en goeiemôre Renske en die luisteraars. Kom ons begin met hierdie vraag, basies hoekom het die VF+ teen die fiskale raamwerk van die begroting gestem? Die Vryheidsfront Plus se standpunt was baie duidelik van die begin af dat ons nie van plan is om 'n begroting te ondersteun wat belastingverhogings gaan tot gevolg hê in gevolge waarvan kiesers meer belasting moet betaal nie. Dit maak net eenvoudig nie sin nie. Die feit van die saak is dat daar enorme hoeveelhede bedrag geld eintlik gespaar kan word in die begroting in terme van wanbesteding van staatskant af. En dit is waar die klem sal lê, nie om 'n hoër belasting te hef op die belastingbetalers wat reeds nie die las kan dra nie. En hoe voel julle oor Action SA en die Patriotic Alliance, BOSA, Rise Mzansi en dan ook die IFP wat nou vir die raamwerk gestem het om BTW te keer? Wel, kom ons gaan kyk, die tyd van nou leer of dit daarop gaan uitspeel of nie. Die feite van die saak is anders. In terme van wetgewing tree die belastingverhoging van BTW in werking op die 1 Mei. En sal dit hoogs uitsonderlik wees as dit nie gaan plaasvind nie. Mens kan nie daardie risiko loop nie, veral nie met die ANC nie. En ek dink as mens kyk na die groter prentjie, is die regering van nasionale eenheid tans in die moeilikheid. Corneille, kan ek vir jou vra wat ons gehoor het by ontleeders, hierdie klein partytjies, verstaan hulle die parlementêre prosesse dat hulle nou vir BTW gestem het en nie daarteen nie, en of moet hulle nou die ANC eenvoudig vertrou? Jy kan die ANC nie vertrou nie, dit is eenvoudig waarmee ons moet begin. Ons het 'n rekord van die ANC optrede oor 30 jaar. En die feit van die saak is dat natuurlik sal mens graag die ANC wil vertrou. Maar as mens gaan kyk hoe omgegaan word met die regering van nasionale eenheid sedert hy tot standkoming, dan het mens rede om werklik bekommerd te wees. So ek dink nie mens moet naïef wees daaroor nie. Ons het ook sekere gesprekke met die ANC gehad uit die aard van die saak voor die begrotingsstemmery. En ons vir die ANC baie duidelik gestel wat ons benadering en voorwaardes was. Die ANC het nie daaraan voldoen nie. En ons is nie van plan om ons laat inbind op vaaghede nie. Gaan julle dan uit die RNE tree of gaan jy wag dat die ANC eenvoudig die kabinet skommel? Nee wat, kom ek sê, kyk, die werklikheid is na die verkiesing van verlede jaar was dit absoluut duidelik dat Suid-Afrika nodig het 'n gesamentlike tipe van regering. Geen enkele party het 'n meerderheid gekry nie. En niemand kon op hulle eie regeer nie. Dit skreeu onmiddellik 'n koalisie of 'n regering van nasionale eenheid. En ons was van die begin af 'n groot sterk voorstander vir 'n regering van nasionale eenheid of dan 'n breër koalisie. En ek dink dit is die regte ding nog steeds. Ek dink dit is wat Suid-Afrika op hierdie oomblik 'n behoefte aan het. Maar dan beteken dit dat al die partye werklik daartoe verbind is en werklik optree in terme van hoe so 'n ding moet funksioneer. Die ANC kan nie maar eenvoudig voortgaan en maak of dink of glo dat hy nog steeds in beheer van Suid-Afrika op sy eie is nie. Dit is tans wat deel van die probleem is. So ons sal ons eie besluite neem uit die aard van die saak, soos wat ek duidelik sê in my verklaring. En ons prioriteit het 'n groot mate uit die aard van die saak is ons wil optree in belang van Suid-Afrika, maar die Vryheidsfront Plus is 'n party. Posisioneer homself om te sê wat kan ek doen tot die beste voordele van die Afrikaner, sowel as ander minderheidsgemeenskappe in Suid-Afrika, wie se aspirasies net so belangrik is en ook geakkommodeer moet en kan word binne die groter konteks van die probleme wat ons hanteer. Jy het nou gesê mens kan die ANC nie vertrou nie, so kom ons verken bietjie daardie kwessie. Kom die ANC die ooreenkoms na wat geteken is, die RNE ooreenkoms, die statement of intent, dis die een ding, en aan die ander kant soos Piet Kroukamp nou vanoggend gesê het, glo jy hierdie alles gaan oor binnengevegte ANC faksies? Ek dink dit gaan oor twee goeders. Die eerste een is, en ek wil daar begin, ek dink nie die ANC kan werklik dit in sy gedagtes verstaan, dat hy nie meer alleen regeer nie. Dit is vir hom verskriklik moeilik, en ek dink mens moet realisties wees en begrip het daarvoor tot 'n sekere mate onthou. Die ANC het vir 30 jaar alleen regeer. Dit beteken hy maak soos hy wil, en dit is dit. En skielik na die uitslag van verlede jaar kan dit nie meer die geval wees nie, en dat hy nie 'n keuse nie, hy moet ander partye in ag neem. Dit is in die eerste plek. Die tweede probleem is die regering van nasionale eenheid is gebore in 'n baie moeilike krisissituasie omdat die wetgewing nie toegelaat het dat 'n werklike behoorlike koalisieooreenkoms onderhandel en in plek gestel is nie. Dit moes alles afgehandel geword het binne 14 dae. So wat verkeerd gegaan is wat my betref was. Die klem, en dit kon nie anders nie, is geplaas op die samestelling van die regering. Daar is 'n president verkies en die president neem sy standpunte in en ons neem kennis daarvan. Maar die president moet miskien nie vergeet nie dat dit die partye in die regering van nasionale eenheid is wat hom as president verkies het. Sonder hulle stemme het hy geen meerderheid, hy het 159 stemme uit 400, hy kan nie president wees nie.
So ek wil nie eers gaan op die situasie van moontlike mosies van wantrou wat op die tafel kan kom vorentoe nie. Die probleem is, daar is nie 'n werklike in diepte, werklike omvattende koalisieooreenkoms onderhandel nie. En dit is deel van die probleem wat tans hierdie probleme veroorsaak. Corneille, as 'n mens van buitekant af na hierdie hele storie kyk, dan lyk dit so 'n bietjie soos daai uitdrukking, die Engelse uitdrukking, you cut your nose to spite your face, want die ANC is nou kwaad vir die DA en is ontstig met die DA en is bereid om van die DA ontslae te raak of dat hulle maar net loop of weet in die Vryheidsfront Plus ook om as gevolg van die stem teen die regering se begroting. Al beteken dit nou BTW verhoging vir gewone Suid-Afrikaners of nie? So het hulle die gewone bevolking die kiesers in die vizier of nie? Kyk, die ANC maak ook 'n baie groot denkfout in die luisteraar moet baie mooi verstaan. Dit is nie 'n kwessie dat hierdie is die begroting van die regering van nasionale eenheid nie. As jy 'n begroting saam ooreengekom het wat inkomstes en uitgawes betref en dit is nou ons begroting, dan kan jy tereg verwag dat almal betrokke by ons begroting vir ons begroting sal stem. Dit is nie die geval nie. Daar was sekere gesprekke met die partye in die regering van nasionale eenheid met betrekking tot uitgawes en spandering. Maar die probleem is dat in terme van die prosesse wat gevolg is sedert 94, besluit die minister van Finansies tot 'n baie groot mate op sy eie eensydig oor hoe lyk die inkomste kant in terme van belastings ensovoorts. En daar het die ANC om kom vasloop toe hy gedink het soos die vorige 30 jaar, kan hulle doeteenvoudig met die minister kom en 'n aankondiging maak en sê die ander partye tereg, nee, ons gaan nie die gevalle hê nie. So dit is deel daarvan dat die ANC sal moet baie mooi verstaan wat die probleem is. Ek wil vinnig net 3 goedjies noem. Kyk, sedert die regering tot stand gekom het ons eers gesukkel rondom die Bella-wet, die gesondheidsversekering en onteiening. En die ANC sê, man, ek kan er niks daaraan doen nie, dis als wette wat kom uit die vorige parlement uit en tegnies is hulle reg. Dan kom dit by internasionale verhoudinge, buitelandse sake, Israel se hantering, Amerika se. Die ANC kom en hy sê, maar dit is wat ons van die begin af gesê het, ek eis daardie terreine vir myself op. En as ons dan kom by die begroting self, dieselfde weer die minister van Finansies eie situasie. Die vraag is, wanneer sien ons iets wat kom uit die regering van nasionale eenheid, wat die gees weerspieël van akkommodering van verskillende standpunte en wat Suid-Afrika in 'n nuwe regte rigting stuur om ons land ekonomies en andersins op die regte pad te kry. Dit het ons nog glad nie gesien nie. Ons was selfs met vanmôre met Dr. Corneille Mulder, hy's leier van die VF+. Ons vra vir hom of die VF+ nou nie RNE gaan bly. Wouter Wessels, jy kollega in die parlement en die voorsitter van die VF+. Hy meen hierdie drama is politiekery, want almal wil uiteindelik dieselfde hê, geen BTW-verhoging en inkomstebelastingkurwe wat nou in lyn is met inflasie nie. Stem jy met hom saam? Absoluut, Wouter het die party se standpunt baie korrek en suiwer gestel tydens die debat en dit is presies wat ons standpunt is. Niemand wil dit regtig hê nie, maar hier is 'n magspel aan die gang wat verkeerd gegaan het, dink ek tot 'n sekere mate is. Op 'n stadium het dit 'n kwessie geword van wie's reg, wie kan nou reg bewys word en wie word verkeerd gesien en niemand wil kans te gesig verloor nie. As die BTW weg is, dan voel die ANC uit verloor. As die BTW bly, voel die DA uit verloor. Daarom het die Vryheidsfront Plus gekom wat ons gewoonlik doen met 'n verstandige kompromiesstandpunt deur te sê, dis in niemand se belang nie. Kom ons vind 'n middeweg. Kom ons vind 'n middepad in belang van die kiesers daar buitekant, die belastingbetalers, maar ook om die regering van nasionale eenheid op die werklike voet te plaas waar hy behoort te wees. En dit is ook wat my verklaring baie duidelik sê. Ons is verbind tot 'n regering van nasionale eenheid. Ons dink dit is noodsaaklik dat Suid-Afrika vorentoe geneem kan word en ook die belange van die Afrikaner en ander minderhede. Maar dan sal almal betrokke 'n totale herdink, 'n reset moet hê in hulle koppe om mekaar te vind en saam vorentoe te gaan. Die Vryheidsfront Plus is nogal goed om daardie situasies moontlik te maak. Het die vertrouensverhouding tussen die ANC en die ander koalisievennote tot so mate versleg nou met hierdie drama dat die verhouding onredbaar is of is daai wat hulle noem die back channels, is dit nog steeds oop en wie is hierdie back channel? Is dit vir Kilian Balula? Nee, dit is beslis nie hy nie. Ek dink hy praat na die ANC se kant toe. Gelukkig is daar verstandige mense binne die ANC met wie mense kan sinvolle gesprekke voer. En ek bevrees hy is nie een van hulle op hierdie stadium nie. Ek dink nie die vertroue is onherstelbaar verbrokkel nie. Ek dink die partye moet grootmoedig genoeg wees om te verstaan. Niemand het op sy eie meerderheid om alleen Suid-Afrika te regeer nie. Die ANC ook nie. Hy's 'n party met 39% en as die meningspeiling kry dan is dit nou nader aan 30%. Ons moet werklik by mekaar kom, hande vat en Suid-Afrika se probleme aanspreek. Die klem van die regering van nasionale eenheid van die begin af was op ekonomiese groei en werkskepping. Wat het ons al daaraan gedoen? Net mooi niks. En dan natuurlik daarmee saam wat vir die Vryheidsfront Plus ononderhandelbaar is ook die regte en beskerming en die toekoms van Afrikaner en ander minderhede. So Corneille, kom jy verder met hierdie gesprekke as jy in die regering praat of as jy binne in die ANC praat?
Ek dink die fout tot 'n sekere mate is, en ek is bly ek het vanoggend op die nuus gehoor dat die president 'n nuwe benadering deur gesê het dat gesprekke om die ding vorentoe te vat sal met al die partye saam plaasvind. Dit is presies wat nodig is. Die probleem lê as die ANC byvoorbeeld met die DA alleen praat. Ja. Help dit nie, want die DA en die ANC is nie die regering van nasionale eenheid nie. Daar is 10 partye in hierdie ding. Wat nodig is dat al 10 om dieselfde tafel sit en dat die president daar sit, nie as die president nie, maar as die leier van die ANC, wat nog een van die 10 partye is. Dan kan ons met mekaar sinvolle gesprek voer. Ek het gehoor die president klink of hom daartoe verbind. Die Vryheidsfront wil graag deel wees van so 'n gesprek, want ek is oortuig daarvan goeie, gewone, normale, soos die Engelse sal sê, common sense, kan hier prevail. Ek wil jou net gevra oor die samewerking in die Noord-Kaap. Is dit onderhewig aan die samewerking op nasionale vlak? Nee, dit is nie onderhewig daaraan nie. Ons het daardie gesprek gehad met die ANC om aanvanklik sekere ooreenkomste daar aan te gaan. En wat die Vryheidsfront Plus betref, is dit onafgehandelde besigheid. Die ANC het ons nog sekere verpligtinge wat hy moet nakom en ons sal dit met die ANC opneem, maar dit is nie aan mekaar verbind nie. Dit is twee aparte sfere van die regering. Net vinnig, ons praat natuurlik oor die begroting. Die begroting het hierdie ding veroorsaak, soort van die kruit in die vat, maar daar's ander dinge ook wat ek hoor jy oor sterk voel, dis buitelandse beleid en so aan, wat jy ook wil hê die ander partye moet 'n groter sê in hê. Absoluut, dit is absoluut ondenkbaar. Dit is swak onderhandeling en met alle respek, ek wil nie nou vingers wys na niemand toe nie. Die aanvanklike verklaring van voorneme hoofsaaklik, kom ek sê vir 98% onderhandel gewees tussen die ANC en die DA. Ek dink dit is nie 'n slegte ooreenkoms nie, maar ek dink daar's fatale leemtes ook in daardie ooreenkoms. Jy kon op geen manier, hoe kan jy instem dat een party wat 'n deel van die regering van nasionale eenheid is, totale alleenseggenskap het oor Suid-Afrika se internasionale verhoudinge en posisionering. Dit is totaal ondenkbaar en dit is van die goed wat ek glo herbesoek sal moet word. Baie dankie Corneille, dit was dan Dr. Corneille Mulder, hy is leier van die VF+.